Jy is geskakel op Groot Plaas en saam met ons vanoggend is oom Win Deadwood van Waltrek. Oom Win, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Baie dankie, nee, 'n lieflike dag hier op Nampo en die son skyn, so ons is tevrede. Ja, dankie. Nou die landboumark is uiters mededingend en wat sou julle sê onderskei Waltrek van al die ander produkreeks en dienslewerings wat daar buite beskikbaar is? Ek dink die eerste ding, omdat ons self boer, weet ons wat die behoefte van 'n boer is en wat hy verwag van sy toerusting. En die toerusting wat Waltrek verskaf is als handpicked. Okay, vir Suid-Afrikaanse toestande vir die werk wat ons wil doen. En die hele ding, ons is nie van toerusting is definitief nie goedkoopste in die mark nie. Maar as dit kom by die waarde toevoeging wat dit tot jou boerdery doen, mis dit wees brandstofbesparing, lang diere, lang lewendheid en natuurlik die diens wat jy kry. Natuurlik bo alles as jy nie die onderdele het om die diens te verseker nie, het jy in elk geval nie 'n besigheid nie. So ek dink oom sal saam met my stem, boere soek al hoe meer uit hulle masjiene uit. Hulle soek natuurlik 'n bietjie doeltreffendheid. So hoe help Waltrek se toerusting boere om hulle insetkoste te verlaag en seker te maak daar is volhoubaarheid ook? Wel, eerste ding, as jy ordentlike toerusting gebruik, is dit gewoonlik net nodig om eenmal oor 'n land te gaan. So met ander woorde, as jy wil onkruid doodmaak en jy maak dit die eerste maal in een paas dood, dan dis doeltreffendheid. Jy weet, jy moenie so die hele dis een ding, jy doen die werk die eerste maal, doen dit reg en kry die implement wat jy die eerste maal reg gaan doen. En natuurlik staantyd is 'n ding wat enige boer nie kan bekostig nie. So is vir ons belangrik dat ons die onderdele het en die diensverskaffing het en die tegnisie het om daai seker te maak dat die doeltreffendheid wat die boer verwag hy dit kan kry. So as 'n boer vandag in die mark is vir nuwe toerusting, hoekom moet hulle Waltrek nader spesifiek om met hulle te gesels? Vra ons kliënte. Nee, ek dink is nou maar regtig waar ek dink as dit kom dit gaan nie net oor die toerusting nie. Dit gaan oor die hele pakket. Dit gaan oor die opleiding van die operateurs. Dit gaan oor die regte toerusting vir die regte werk. Jy weet, en dis nie net sel nie. Jy weet, dis maak seker dat die kliënt kry wat hy nodig het. Okay. Dit help nie dat iemand aankom en sê ek soek 'n 300 kW trekker nie. Maar eintlik 'n 200 kW trekker kan die werk in elk geval doen. Jy weet, so maak seker wat die boer se behoefte is. En voorsien in die behoefte van die boer, nie in wat die verkoopsman wil verkoop nie. Kyk wat die behoefte is, vra die vrae en voorsien die toerusting wat die boer nodig het om sy werk effektief te doen. So sal daar nou van die kykers wees of ander boere hier by Nampo wat in kontak wil kom met oom hulle, wat het hulle nodig om te doen? Maklik, 0861 Waltrek, is die telefoonnommer of op ons webwerf en jy direk met ons skakel. Ja, dis ons het 6 takke in die land en skakel met ons en ons probeer die behoefte voldoen. Oom Win, baie dankie vir oom se tyd vanoggend. Dankie, dis 'n plesier. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend oom Win Deadwood van Waltrek. Onthou as jy meer wil inligting hê oor enige van die trekkers ensovoorts, gaan gerus na waltrek.co.za vir meer inligting. Ons is nou weer terug op Groot Plaas net hierna. Waltrek. Tractors, implements, services, parts. Ons is geskakel op Groot Plaas en ons gaan saam met ons vanoggend Doan Roodman, hy is die visiepresident van Bosbou by SAPI Suid-Afrika. Doan, goeiemôre en welkom. Môre Dopie. So, kom ons praat gou 'n bietjie net oor julle Kulisa program en hoe dit oor die afgelope paar dekades ontwikkel. Want ons Kulisa program is 'n klein groeier ontwikkelingsprogram wat ons seker hier so in die begin 80s, 84 se kant begin het al. En letterlik met 'n handvol groeiers. En deesdae praat ons van meer as 4.500 groeiers en hulle voorsien so 300 tot 400.000 ton se bloekomhout in ons verwerkingsaanlegte in. Dit is ter waarde markwaarde van omtrent so R400 miljoen as ek dit afrond. Ja.
So as jy nou praat van klein bouers, hoeveel bome het hulle oor die algemeen? Want kyk, hierdie klein groeiers werk gewoonlik op gemeenskaplike grond, of op landhervormingsplase wat oorhandig is. En ons staan hulle by, van hierdie plantasies is 1 hektaar tot 10 hektaar tot 100 hektaar. Die grootste een wat ons het is seker so 6000 hektaar. So hier is 'n groot span van betrokkenheid. En die groot beginsels hierso is om hierdie mense by te staan. En ek dink dis wat die unieke of Khulisa program so uniek maak. Ons het bosbouers wat uitreikingsdienste doen, tegnies. Ons help hulle met die aanvanklike assessering van die grond en die geskiktheid van die grond om te groei. Ons help hulle deur die waterlisensieprosesse wat nodig is vir bome groei. En dan gee ons ook vir hulle interest-free loans, jy weet, so lenings sonder enige las op interest. En ek dink dit is seker een van die grootste probleme wat klein groeiers spesifiek het. Is eerstens, hulle het nie 'n bate wat hulle kan voorsit by die bank om geld te leen, kapitaal te leen vir die aanvanklike groei of planting nie, of vir die onderhoud vir die volgende 8 tot 10 jaar voordat hy by oes kom nie. En ek dink dis wat dit so uniek maak in bosbou. Daar's nie 'n kontant gewas wat kontant genereer vir hulle op periodieke basis nie. So ek dink dis die grootste probleem. Daar's geen sekuriteit om geld te kan leen nie. En daarom staan ons hulle by dwars deur hierdie periode. Ek dink wat vir my ook bitter belangrik is dat hierdie groeiers is aktiewe deelnemers in die hele waardeketting. So ons het klomp kontrakteurs wat van die groeiers bedien. Dis alles in die plaaslike omgewing. Dit is regtig waar die hartklop van party van hierdie samelewings wat daar in die plaaslike omgewings is. En ek dink dit is wat dit so uniek maak. Ons het nou al jare se ondervinding hierin om 'n model te kry wat die gemeenskap pas, wat die klein groeiers se passie pas om in die bosboubedryf betrokke te wees en dan om hulle te help om tot selfs by internasionale sertifisering vir volhoubare bosbou te kom. En ek dink dit is 'n baie unieke program. Ek dink hier daar's enige iemand anders wat dit so suksesvol kan doen as ons span by SAPI Khulisa nie. Want kom ons brei 'n bietjie uit daarop. Nou, waarom beskou SAPI die Khulisa inisiatief as 'n suksesvolle model vir gemeenskapsontwikkeling spesifiek in die bosbousektor? Ek dink dit is eerstens omdat in daai omgewings is dit of landbou of bosbou. En weer eens, baie van hierdie programme maak dit nie deur die eerste rotasie nie. Ons het 'n baie lang leitydperk tot daar kontant generasie is en daarvoor het hulle ontsettend baie bystand nodig gedurende daai periode. Hoekom is dit so suksesvol spesifiek in Khulisa? Is omdat ons hulle die uitreikingsdienste en die bystandsdienste gee. Ek dink dit is 'n bitter belangrike ding. Die tweede gedeelte daarvan is ons het opleidingssentrums waar ons mense oplei, die kontrakteurs sowel as die groeiers om daadwerklike aktiewe deelnemers te wees in die waardeketting. En dit is vir my, ek dink regtig 'n riem onder die hart om te weet dat daar van hierdie groeiers is wat saam is van 84 af tot nou toe wat suksesvolle besighede gebou het in hierdie plaaslike omgewings en huise gebou het wat hulle tweede of derde rotasies al reeds sit. So dis al 20-30 jaar en hulle kinders deur skool gesit het, kinders deur universiteit gesit het en nou kom van daai kinders ook direk betrokke in die bedryf. En ek dink dit is regtig wat ons praat van circular economies en die bioeconomy. En hier is 'n daadwerklike demonstrasie van hoe dit gedoen moet word. En hoe dit gedoen kan word. Sonder om te kyk na die verskonings en al die wat sal ek dit noem? Verskriklike onvanpaste wetgewing wat baie keer op die tafel is om alles te doen om nie hierdie klein groeiers daadwerklik by te staan. En ek dink dis werklik waar een van ons grootste uitdagings is. Hoe vat ons die bosbou meesterplan vir Suid-Afrika en ons sit dit om in die harte en die hande van mense op die grond, maar ook maak dit relevant in die boardrooms. En ek dink dit is wat Khulisa so uniek maak, is dat dit die hele spektrum dek. En ons is op die grond, ons doen investering daar, ons help gemeenskappe om hulle bates om te skakel in waarde. En ek dink dit is wat werklik belangrik is. So in die Suid-Afrikaanse konteks, hoe belangrik was dit dan nou vir julle om inligting met hierdie mense te deel en weg te breek van tradisionele aanplantings, gewone groentes en al daai tipe goeders, want hierdie is bietjie meer van 'n bosbou se langtermyn projek. Kyk, ek het al baie met die mense in die landbou besighede ook gesels. Weet, ons is in dieselfde landskap en net so is hierdie gemeenskap in dieselfde landskap. Jy gaan nog steeds kontant gewasse hê
om daai kontantvloei te stimuleer. Maar as jy 'n langtermynbelegging het, die bosboubelegging wat in die agtergrond sit, dan skakel jy daai stadige brandende kapitaal en waarde skepping skakel jy dan om in daadwerklikheid. Ek mens dieselfde as jy gediversifiseerde portefeulje het wat jy in belê. Jy het langtermynbeleggings en dan het jy korttermynbeleggings en hierdie is maar dieselfde ding. Is hoe integreer ons in daai landskap die langtermyn bosbou gedeelte en die korttermyn en die daadwerklike basiese behoeftes van die gemeenskap. En ek dink dit is wat ons help. Ons help daai gemeenskap om struktuur te skep en om waarde te genereer en dit dan om te skakel in waarde vir die groter gemeenskap deur werkskepping, deur klein entrepreneurial besighede aan die been te bring wat daai dienste kan lewer vir hulle soos wat hulle groei. So wat sal dan die grootste struikelblokke vir hierdie klein ondernemings wat dan bosbou en in die houtbedryf wil betree wees? Ons het nou al geraak daaraan. Dit is die langtermyn van aanplanting tot die eerste oes. Is hoe finansier 'n mens dit? Hoe finansier 'n mens dit by banke en tradisionele befondsingsmodelle waar daar nie sekuriteit is wat op die tafel gesit kan word as 'n bond nie. So ek dink dit is seker een van die grootste struikelblokke wat daar is. En dan om hierdie gemeenskappe te help of hierdie groeiers te help om op gelykmatige wyse kontant te genereer en daarom is dit belangrik dat ons ook agribosbou in die prentjie inbring sodat ons hulle help om kontantgewasse saam met die langtermyn bosbouaktiwiteite te integreer. En ek dink dis die twee grootste struikelblokke. Die ander is wetgewing wat so 'n bietjie teenstrydig is in plekke is hoe kry ons omgewingsimpakstudies vinniger gemaak dat ons nuwe aanplantings kan inkry. Hoe kry ons die waterlisensies van pas vir die klein groeiers? En dan hoe ontsluit ons infrastruktuur uit hierdie landelike gebiede uit om by die hoofmarkte uit te kom. Ons skep die markte, baie keer skep ons selfs plaaslike markte deur aankopingsdepots in plek te sit. Maar ek dink dit is daai samewerking wat bitter belangrik is. En dit is baie keer waar die stryd inkom met hierdie klein groeiers is hoe die staat daadwerklik na restituisie hulle bystaan om volhoubare besighede te bou. En ek dink dis waar die privaat sektor inkom om te wys hoe dit gedoen kan word. Maar weer eens, as daar nie samewerking is tussen die staat en die afhanklike en die spesifieke departemente en dan ook privaat besighede, so SAPI, as ons nie kan saamwerk nie, dan kan hierdie gemeenskappe nooit daadwerklik deelneem aan daai waardeketting en waardeskepping nie. Toe ons het so 30 sekondes, kan jy vir my sê net wat is julle uitsigte vir Khulisa in die volgende 10 jaar? Want ek dink die eerste ding is daar's bitter beperkte geleentheid vir groen aanplantings. Spesifiek in die Oos-Kaap is daar geleentheid en dit is vir ons om seker te maak dat ons daar gemeenskappe bou en die sukses wat ons het op die oostelike kus ook in die noordelike gedeeltes van die Oos-Kaap in te bring om ekonomiese volhoubare besighede te skep en dan waar ons hierdie groeiers kry om nie afhanklik te wees van lenings nie, maar weer eens self kontant te genereer, dit in die bank te sit en waarde te skep om hulle volgende rotasie te plant. So ek dink dit is om daai volhoubaarheid werklik waar in daai landelike gebiede te wortel. Fantasties. Duan Baba, dankie vir julle, dankie vir die Khulisa projek. Dis Duan Roodman, ons groot plaas gas vir vanoggend. Hy is die visiepresident van Bosbou by SAPI Suider-Afrika. Dis al wat vir ons tyd het vir vandag. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan doen ons dit weer môreoggend.